Goeiemôre. Dit is vandag Dinsdag 20 Augustus en baie welkom ook by hierdie klankoordenking. Ons het verlede keer begin deur te kyk op enkele gebeure na die geboorte van ons Here Jesus voor sy openbare optrede as volwassene. En ons het begin met die herders in die oop velde. Na die geboorte lees ons uitdruklik dat 'n engel van ons Here dan ook aan die herder verskyn het en hulle reaksie was absoluut oorstelp en hulle kon nie hulle vreugde genoeg beklemtoon nie en hulle het onmiddellik hulle skape gelos en hulle het direk na die krib toe gegaan en na ons Here Jesus toe en dan lees ons daar die reaksie van Maria. Ons lees daar Maria het alles wat gesê is in haar hart bewaar en sy het die hele tyd daaroor nagedink. Lukas sê direk na die geboorte van ons Here, 8 dae later, is ons Here Jesus besny en daar het hy die naam gekry van Jesus, soos wat vooraf dan ook uitdruklik beveel is, sy naam genoem moet word, want hy is die verlosser. En dan sê Lukas, na die reinigingstyd verby is. Met ander woorde, dit was 40 dae lank wat 'n vrou as onrein beskou was na die geboorte van 'n seentjie. Lees ons dat hulle na die tempel na Jerusalem van Nasaret af gekom het. Dit is 'n ver afstand. Dit is hier om en by 120 kilometer met 'n 40 dae oue babatjie op 'n donkie. En dit was die gebruik gewees. Hy moes na die tempel gegaan het om daarso dan ook afgesonder te word, gereinig te word volgens die Joodse gebruike. Ons lees nêrens daar in Lukas iets van Josef nie, behalwe dat hy gehoorsaam moes gewees het aan al hierdie Joodse gebruike. En dan by die tempel self lees ons van 2 persone. Die eerste ene was Simeon, en die eerste wat van hom gesê word, is, hy was vol van die Heilige Gees, en hy het uitgesien na die koms van ons Here, en ook die aangrypende daar wat beskrywe word in Lukas 2 vanaf vers 29, waar hy hierdie man, ons Here Jesus, in sy arms geneem het en God geprys het, en met die woorde, Here, laat die dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het. En dan lees ons ook van Anna. Anna was 'n profetes, daarso by die tempel gewees, en van haar lees ons dat sy was ook al 84 jaar oud, en sy het nooit van die tempel af weggebly nie, sy het God dag en nag gedien, en dan lees ons daar, in vers 38 van Lukas 2, juis op daardie oomblik het sy ook nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Dan is daar 2 verse wat baie interessant is en wat mense soms miskyk. Ons lees in vers 39, toe Josef hulle alles nagekom het wat die wet van die Here voorgeskryf het hulle na Galilea toe teruggegaan, na hulle eie dorp, Nasaret. Nou as mens Matteus gaan lees, en ons gaan nou daarby stil staan, dan is hierdie ander gebeure, en 'n ander volgorde van gebeure. Maar Lukas beskryf dat, met ander woorde, na die geboorte van ons Here Jesus, het hulle reguit noord teruggegaan na Nasaret toe, en hulle het van Nasaret af suid teruggekom na Jerusalem toe om vir hierdie 40 dae reinigingsoffers te bring en toe het hulle nou weer noord teruggegaan na Nasaret toe. En dan ook in Lukas so mooi, die kindjie het gegroei en sterk geword en hy was vol wysheid en die genade van God was op hom. Dis eintlik al wat van hom gesê word as 'n klein kindjie. Hy het mooi gegroei, hy het sterk geword, hy was vol wysheid. En die genade van God was op hom. Matteus het ons gesê, gee 'n ander beskrywing. Ons lees daarso van die geboorte van ons Here Jesus, Josef, wat hom dan ook Jesus genoem het, soos wat hy beveel was om te doen. En dan lees ons direk daarna
Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. So met ander woorde, die plek hierso is Bethlehem. En dan lees ons van die wyse manne uit die ooste. Nou, dit is baie vaag en daar's baie verskillende teorieë daaroor, maar daar word aanvaar, dit is sterrekykers wat om en by 300 kilometer oos in Babylon gebly het. En hoekom hulle dink hulle kom van Babel af, is daarso was die sogenaamde magi. Dit was die sterrekykers. Hulle was die astroloë. Hulle was die mense wat letterlik sterre bestudeer het en aan die hand daarvan bepaalde geskiedenisgrepe geïnterpreteer het. En hulle het, of dit moet van ons Here af wees, het hulle hierdie ster gesien wat hulle geassosieer het met die koning van die Jode. Lees ons daar uitdruklik. Die koning van die Jode. En hierdie sterrekykers het hierdie reis van om en by 300 kilometer wes begin en hulle is deur 'n ster gelei. Nou wat presies daardie ster was ook, ons weet nie. Die punt is dit was 'n goddelike rigtingwyser vir hulle heidene om by ons Here Jesus uit te kom. En daar is 'n teorie dat dit op daardie stadium was daar een of ander konstellasie van 3 sterre gewees, Jupiter, Saturnus en die Joodse ster wat in 'n bepaalde lyn gewees het en dat dit moontlik vir hulle die rigtingwyser kon wees. Dit is 'n teorie. Dit word nie gesê nie. Die punt is ons Here het hulle daarheen gelei. Maar met 'n ompad na die paleis van koning Herodes. En as hulle dan by die paleis van koning Herodes kom, dan lees ons sy optrede was, hy was hewig ontsteld gewees. En hy het vir hulle die opdrag gegee, baie slinks gaan vind uit waar hy is, sodat hy wat Herodes is ook aan hom hulde kan bring. En dan lees ons daar in Matteus 2 vers 11, hulle het in die huis ingegaan. Met ander woorde, ons Here Jesus was nie meer in die stal nie. Dit was in 'n huis, maar dit blyk baie duidelik dat dit nog in Bethlehem was. En dan lees ons hierso van 'n goddelike ingryp. Vers 12 sê, God het aan hierdie sterrekykers in 'n droom verskyn en hulle gewaarsku om nie terug te gaan nie. Nou, hulle het reguit na ons Here Jesus gegaan en die mooie is hulle het hulle die geskenke gegee, goud, wierook, mirre. Goud wat die betekenis het van hy's koninklik. Wierook het die betekenis van dit is 'n offer. Ons Here Jesus is klaar reeds die offer en mirre is gebruik rondom 'n liggaam wat dood was te reinig en te balsam. Met ander woorde, dit wys ook direk reeds na die dood van ons Here. En so het God hulle dan gelei om nie terug te gaan na koning Herodes toe nie en hulle is op hulle eie weg. Ons sal vir volgende keer dan stil staan by die vlug na Egipte toe en die kindermoord en dan wat verder met ons Here Jesus daarna gebeur het. Here ons Here, ons sien ook weer u hand hier in wat alles met ons Here Jesus gebeur het. Alles moes gebeur soos wat u dit bepaal het, dat die koning van daardie tyd oor die Jode, Romeins aangestelde Herodes, dat hy ook moes hoor van die geboorte van ons Here Jesus. En Here, dat hy ook in 'n woede uitgebreek het. En nogtans, dit is u wat bewaar het. Dit is u wat beskik het dat die lewe van ons Here nie op daardie stadium geneem is nie. En dankie dat ons daarin ook u voorsienigheid en u beskerming ook in ons eie lewens kan raak sien. Lei ons so deur die Gees sodat ons ook altyd Here u hand raak sien en dat ons nie blindelings deur hierdie lewe gaan nie,
maar dat ons werklik ook mag besef, ons behoort aan U, kosbaar, en is U wat oor ons waak. Lei ons dan so in hierdie dag, die res van hierdie week, tot U eer alleen. Amen. Seën vir jou.